Goeiemôre julle wonderlike mense, dit is weer tyd vir ontbytsake en vandag kuier ons saam met die talentvolle aktrise en draaiboekskrywer Lisette Blighnout, wat julle sal herken as Suster Petro van die Binneland Hospitaal. Goeiemôre, baie welkom. Dankie, goeiemôre vir jou ook. Ek is baie opgewonde om hier te wees. Ek hoor julle motto is Controlled Chaos. So ek is opgewonde om deel te wees van dit. Chaotic Control, dis eintlik wat dit is. Hulle, my agbare kollega. Sy het jou skoon van jou storie af en jy het nog nie eers begin praat. Jy het jou koersmeter vir opgebring. Baie welkom. Dr. Judy gesels vandag oor oogplakkers en gee ons weer 'n prys van Baie Medical Emporium vir julle. Hier kuier ook 2 akteurs om oor 'n nuwe Afrikaanse pantomime te gesels. Goeiemôre Leon, ons sal hoor of daar vir jou plek is in die pantomime. Ek sal graag luister. David, ek moet net sê daai koersmeter is nie oral nie, hoor. Ag, Leon. In die sakefokus kyk ons na konstruksie en ontwikkeling in ons land met 'n hele paar sakemense wat ook vandag hier in die ateljee is. Maar ek is seker dit gaan oraal wees, die kos wat Corlie vir ons gaan voorberei vandag. Hallo Corlie. So gelukkig is ek die oordentlike een hierso. Nou ek is bevoorreg om hierdie week nog 'n Veritas wenwyn hier in die kophuis te hê, die Nederburg Private Bin 2 Centuries Cabernet Sauvignon. En ek maak vir ons 'n bier en miso gebraaide lamsribbietjies. Maar dis eers tyd vir die weervoorspelling deur Lenet van Skalkwyk en dan gesels ek met Marcel Hatting in Landbou Sake. Die weer word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Goeiedag, ek is Lenet van Skalkwyk met jou naweek weervoorspelling. Dit is 'n naweek van uiterstes wat die weer aanbetref. Oor die oostelike gebiede verwag ons teen Sondag bewolkte, koue, nat toestande, terwyl dit warm en winderig gaan wees in die weste. Vanaf Saterdagmiddag gaan verspreide donderstorms oor die sentrale dele van die land opsteek. Dit gaan dan stelselmatig ooswaarts beweeg na die Hoëveld en ons verwag hoofsaaklik gedeeltelik bewolkte weer in die Laagveld waar dit baie warm gaan wees. Swaar buie kan oornag voorkom oor Gauteng en die Hoëveld as ook die Limpopo provinsie. Motreën word met tye hierdie naweek verwag langs die Suid-Kaapse kus, tesame met bewolkte, koeler weer, terwyl dit sonnig en winderig gaan wees langs die Weskus en warm oor die westelike binneland. Sondagmiddag steeds verspreide donderstorms in die voorspelling vir die noordoostelike dele van Suid-Afrika. Dit is warm Saterdagmiddag oor Gauteng met 26 in Pretoria en enkele donderbuie, maar Sondag het ons 'n 60% kans vir verspreide buie en donderbuie in die noordooste en lae dagtemperature word verwag. Verspreide buie en donderbuie oor die Vrystaat Saterdagmiddag, dit kan ook deurbeweeg na KwaZulu-Natal waar dit warm sal wees. Maar Sondag verander toestande heeltemal en dit sal bewolk en koud wees met reën. Ladysmith en Newcastle met maksimum temperature van 15 grade, terwyl 25 in Bloemfontein verwag word. Enkele donderstorms oor die binneland van die Oos-Kaap Saterdag met buie en donderbuie wat later ook kan uitbeweeg na die Wildekus, 20 grade in Port Elizabeth met 'n 30% kans vir reën Sondag, terwyl dit sonnig sal wees in Graafrenet. Ligte reën kan met tye langs die Suid-Kaapse kus en in die Oeverberg voorkom hierdie naweek, terwyl ons sonnige en winderige toestande voorspel vir die Kaap met 'n maksimum van 26 Saterdag. Sondag steeds warm en ons verwag dat die wind gaan voortduur. Gedeeltelik bewolkte weer in die Noord-Kaap met enkele donderstorms vanaf Appington ooswaarts, maar die reën klaar Sondag op, dan voorspel ons sonnige weer met 'n maksimum van 31 in Appington, gedeeltelik bewolkte toestande in Windhoek. Maandag koud en bewolk aanvanklik oor die oostelike dele met reën weer in die noordoostelike provinsies. Ons verwag dat die reën stelselmatig sal begin opklaar in KwaZulu-Natal, terwyl dit warm en winderig sal wees in die weste. Dinsdagoggend begin bewolk oor die oostelike helfte van die land. Die reën begin stelselmatig opklaar en dit sal ook so effens warmer wees in die middag, terwyl enkele donderstorms hoofsaaklik oor die Vrystaat en die oostelike dele van die Noord-Kaap kan opsteek, terwyl dit sonnig sal wees in die Kaap. Koue temperature word vir die volgende paar dae oor die suidelike binneland verwag, as ook op die Hoëveld.
Maandagmiddag gaan koud wees op die Hoëveld met 'n maksimum van slegs 16 in Johannesburg, maar dis baie warm in die weste met 29 in Kaapstad. Enkel syferoggendtemperature op die Hoëveld Dinsdagoggend. Ons verwag warm toestande in die weste en matige weer op die Hoëveld met 20 grade in Johannesburg en 22 in Pretoria. Die wind gaan sterk uit die suide waai die naweek langs die Weskus. Ons verwag weer 'n sterk suidweste wind langs die Ooskus wat teen Sondag steeds voortduur. Dis dan eers jou weervoorspelling. Geniet die naweek. Landbounuus word met trots aan jou gebring deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Nou toe ek die vorige keer met hom gesels het ons 'n groot probleem oor gepraat en dis opvolgbeplanning in die landbousektor veral. En sy naam is natuurlik Marcel Hatting, besigheidskonsultant by CCI Professional. Goeiemôre, baie welkom. Môre Dawie, lekker om saam te kyk. Weer 'n keer kan ek sê. Maar jy het 'n goeie in die storie vandag van Laveld Agrochem en oom Nick. Ja. Liebenberg, wat is die storie? Dit is, soos die akademikuste sal sê, 'n goeie case study wat ons nou het, want Laveld Agrochem, soos oom Nick die maatskappy gevind het in die vroeë 90er jare, moes ongelukkig ook nou deur 'n transisie gegaan het. Oom Nick is nie besig om jonger te raak nie en ons het daai volgende, kom ek sê, generaal vir die groot stoel nodig gehad. En van CCI Professional se kant af was ons dan bevoorreg om nou die laaste 2 jaar saam met hulle bestuurspan, natuurlik hulle aandeelhoudingsspan, die pad te stap en 'n ongelooflike transisie te sien. Oom Nick lekker vakansie. Ek dink nie hy is afgetree nie, maar die nuwe manne is nou in die stoel. Dis 'n nuwe oorgangsfase. Ja. Is nie mooi Afrikaans. Maar dit is seker nie maklik om sulke groot skoene en so groot reus te vervang nie. Nee, ek dink nie jy gaan ooit 'n persoon kry om in Nick se skoene te kan staan nie. Maar ons probeer ook nie om hom te vervang nie. Ons vra die vraag oor waarna toe gaan hierdie maatskappy in die volgende seisoen? Wat is die strategie? Wat is die hart? Watter tipe leier het hulle nodig? En ons is baie bevoorreg dat binne in oom Nick se omgewing is daar so groot pool van jong leiers wat alreeds groot gemaak word, dat ons deur 'n proses kon gegaan het en daai persoon, Kobus Myntjies, hy is nou bekend in die mark alreeds, het nou in daai rol inbeweeg en ons is baie, kom ek sê, gelukkig en opgewonde oor hulle volgende seisoen. So hier is 'n nuwe besem, en soos hulle sê, 'n nuwe besem om vee mos skoon en verander 'n hele klompie dinge. So wat is die groot veranderings? Wat gaan alles gebeur? Wel, ek dink Laveld se hart, soos baie van ons kykers ook weet, is 'n maatskappy wat regtig leef vir impak in ons land, met al hulle goeders van, jy weet, Afrikaans is groot en al hierdie verskillende inisiatiewe. Ek dink ons gaan meer en meer daarvan in die volgende seisoen sien. Die nuwe leierskapspan, geen persoon het bedank nie, niemand is weg nie, en dit is 'n rare ding wanneer jy hierdie oorgangsfase sien, en ek dink hulle harte, hulle is gekeer, kom ons sê, vir nog meer impak in ons land soos hulle self gaan groei. Dis 'n belangrike ding wat jy noem hier, so ek meen, so daar's nou 'n nuwe leier wat nou oorgeneem het en so, maar die span, die kernspan is nog steeds daar. Kan jy 'n paar wenke gee hoe mens so 'n oorgangsfase en proses moet hanteer? Dis nou waar ek 'n halfuur saam met julle nodig het, maar kom ons sê in kort, ek dink nommer 1 is, jy moet weet wat jou beplanning is. Waarna toe wil jy gaan met die maatskappy en wat is daai tipe leierskap wat jy in die toekoms nodig het? Maar ek dink die tweede gedeelte gaan oor verhoudings. As jy jou maatskappy wil bestuur, laat dit net soos 'n masjien gaan wees, dan gaan mens parte naderhand verloor. Maar as jy 'n maatskappy soos Laveld Agrochem bou wat regtig oor kwaliteit van verhoudings gaan, is dit baie makliker om deur hierdie transisies te beweeg. Marcel Hatting, besigheidskonsultant CCI Professional. Dankie dat jy weer 'n keer by ons gedraai gemaak het. Dankie Dawie. Nou is dit weer beurt my kollega se beurt. Celine is volgende met kuiersake en sy kuier eerste met ons gas, die aktrise Izet Blighnout. Hier is sy vandag op die geelbank, Izet Blighnout of Suster Petro, baie welkom. Izet, jy sê in die binnelandersomgewing is daar vrede en fokus. Wat is jou indruk van ontbytsake? Of ek liewer die vraag nie. Jy kan my sê, wees eer. Kan ek, maar nee, weet jy, dit is vir my amazing om die mense agter die skerms te sien. Ons is almal creatives en dit is
gecontroleerde chaos. Ja, maar dit voel amper half, ek meen ons deel 'n studio, maar dit voel asof almal hierso 'n brein deel. Ja. Dit is dieselfde by binneland. Want die belangrikste ding vir ons is om 'n goeie produk daar buite te sit wat die kykers kan geniet om vir hulle interessante gaste en die stories agter die interessante gaste te bring. En nou wil ek jou vra, jou oom Rudy Swanepoel, die dominee, het my al 'n onderhoud meegevoer en my tot trane gedryf. En dit het gegaan oor 'n mens se lewensdoel en hoe jy dit uitleef. Jou lewensdoel, klink dit vir my, was nog altyd om in die vermaaklikheidsbedryf te wees. Waar het dit begin? Ek hoor dit het iets met die Caprivi-strook te doen. Ag ja, die Caprivi-strook was maar net een van die geleenthede. Dit was maar ek dink baie van ons is wat in die bedryf is, wat akteurs is. Dit het altyd begin as jy klein is. Jy kan nie dit help nie. Dit is nou die een kind skop bal en die ander een kry die niggies en neefies bymekaar en ons gaan nou optree. Dit is wat ons nou gaan doen. Ek onthou dit was so, ons was in die Caprivi gewees. My pa, hulle daar groot geword, so elke 2 jaar gaan kuier ons daar. En ek was 6, my neefie was 8, my niggie 4 en my sussie 2. En ons was in die aand in 'n tent, dis 2 uur die oggend, al die tente so langs mekaar en ek sê vir hulle, ons gaan nou rehears. Ons gaan en ons het die leeuloop opgevoer. Ons het Is daar 'n video iewers? Daar is 'n video en die olifante loop so in die agtergrond. Ons weet nie waar die video is nie. Ek dink dit is by Tannie Cecile. Sy moet dit vir my opspoor, maar dit het begin daarso en dan gaan mens nou, dan raak jy nou groot en dit is altyd daar in jou binneste. Maar dit is 'n groot droom. Maar dis deel van jou, ek wil nou sê jou DNA, want jou ouma Chrissy was 'n drama onnie. Het dit enige invloed gehad in die omgewing waarin jy groot geword het? Ja, ek dink definitief. Sy het dit aangemoedig, definitief vandat ons klein was. Sy het altyd my skryfwerk gelees, ek het gediggies geskryf en dan sy was altyd so trots op my gewees. So sy definitief het dit aangemoedig en my baie geleer, al my toesprake by haar geoefen, dat ons help met die mondelinge, met debat en al daai. So sy het regisseurwerk gedoen en plays afgerig by die skool. Jy het so lank gewys hoe word dit gedoen, want later is iets wat jy self sou doen. Ja. Toe jy nou in die bedryf inkom, geen verrassing, dit was harde bene kou. Praat met ons oor daai tyd. Ja, ek het eers kommunikasie geswat op die PUK en toe het ek honneurs en writing directing by AFDA Johannesburg gaan doen. En toe want ek word die bedryf van agteraf benader en toe ek op crew gewerk, agter die skerms gewerk. En ek meen die ure, ek het vir 26 weke aan een, ek onthou, ek het gister dit vir iemand vertel. Vir 26 weke aan een, omtrent 14 ure 'n dag gewerk, so sê net maar ons het so 5 uur begin tot 7 uur die aand en dan het ek oorklankingswerk gedoen van 8:15 tot 11:15 en dan het ek 5 uur die oggend weer in Franshoek wees, dis toe ek in die Kaap was. En dit was 26 weke aan een, jy het net 'n Sondag af en ek het bietjie my persoonlikheid verloor, maar ek het geleer en dis hoekom ek dit gedoen het. Ek wil weet hoe dit agter die skerms werk. As ek eendag dalk in 'n regisseursposisie in wil stap, dan weet ek hoe elke departement werk, want dit is as jy nie heeltemal weet hoe hy function nie, dan kan jy nie 'n goeie leier wees nie. Maar dit gee ook 'n mens insig en empatie. 2 goed wat 'n mens baie nodig het. Ek gaan nou verder met jou gesels oor na Corlie en dan is dit weer ek en Izet. Die Veritas bekroonde Nederburg Private Bin 2 Centuries Cabernet Sauvignon is 'n komplekse wyn wat saam met 'n verskeidenheid geregte geniet kan word, van beef Wellington en staanrib tot 'n sampioenburger, sappige biefstuk of pasta. Nou ek het 'n heerlike geurende dis in my kombuis vandag, want met enige lamsvleis kan jy my verseker in 'n wip vang. Nou hierdie resep is maklik en lekker vir enige geleentheid. Ek het reeds van my vleis in die oond gaan sit, so ek gaan eintlik maar net nou gesels oor wat ek gedoen het met die marinade en wat mense daarvoor gebruik. Nou jy gebruik hierdie wit of geel miso paste. Nou jy koop dit in so 'n botteltjie in die winkel. Dis 'n tradisionele Japaneese geurmiddel.
Dis basies gefermenteerde sojabone met sout en dan daai goji wat die fermenteermiddel is. Nou jy meng die miso-paste, sojasous, heuning en rissipoeier net in 'n bakkie en dan maak hy so lekker marinade sous. Nou jy gee die vleis met sout en peper en dan hierdie marinade gaan dan net daarbo oor. Nou al wat jy dan doen is jy voeg jou vloeistof by en vir vloeistof gebruik ek die lagerbier en dan appelasyn bo-oor. Nou dis belangrik dat jy die vleis vir so minimum van 4 ure laat marineer, maar die beste is maar oornag. Ek het dit met my vleis gedoen. Nou nadat dit gemarineer het, kan jy dit als net in 'n oondbak of in 'n pan plaas en dan goed seël. Nou ek sit eers 'n laag bakpapier oor en dan met folie bo-oor. Dan bak jy dit in die oond vir 180 grade vir so uur. En dit is dan nou hier waar jou vleis heerlik sag gaan bak. Nou onthou, as dit oornag uit die yskas uitkom, maak net seker dat dit so kamertemperatuur is voor jy dit in die oond sit, anders kan jy net natuurlik jou oondtyd verleng met so 10 tot 15 minute. Nou na 'n uur kan jy net die folie dan nou afhaal en daai bakpapier en dan terugsit in die oond vir so 20 tot 30 minute dat daai sous en die ribbetjies dan nou net lekker karameliseer en rooster totdat dit goudbruin is. Hou dit maar net dalk dop, laat jy dit nou nie aanbrand nie, want onthou die sous is nou bietjie soeterig en taaierig, sodat hy nie daai brand bo-op het nie. Nou as ek terug is, gesels ek oor die alle ander elemente op die bord. Maar Charlene gesels nou eers verder met Izet oor haar rol in Binnelanders. Uit saam met jou pelle. Jy sal dan nou die dag vir Louis vertel het. Louis sien jy elke dag, so dit kan beslis 'n probleem. Maar waarom kuier jy en Leroux en LJ nie gereeld saam of iets? O nee. Die audacity. Ek was so mean met LJ. Nee, dis nie cool nie. En wat het hy toe vir homself te sê? Cheers. Dan dink ek jy het dalk jou antwoord. Ons kuier verder met Izet Blighnout of Suster Petro. Kreun jy 'n bietjie as jy jouself op TV sien? Dit is nie altyd maklik nie. Ek weet. Elke nou en dan dink ek, lyk ek regtig so. En is dit hoe ek klink? Hoekom het niemand vir my gesê hierdie haartjie is hier niemand by nie? Ja, maar ek weet. dit is Vir iemand wat nou nog nie weet wie Suster Petro is nie, vertel vir ons van hierdie nogal komplekse karakter, nê? Ja, ek dink Suster van Sail is al deur baie in haar lewe. Sy het net saam met haar ma groot geword wat siek is, was en nog steeds is. En sy moes op 'n baie jong ouderdom na haarself kyk en ook na haar ma kyk. So ek dink sy is baie independent, baie hardkoppig, baie moeilik vir haar om hulp te aanvaar. Sy wil nie soos 'n charity case lyk nie, want sy fight nog altyd net vir haarself en sy kan dit doen, maar partykeer moet mense ook iemand anders toelaat om En sy te met help. moeilike keuses maak, nê? Ja. Goed wat dalk haar, haar morele grense 'n bietjie toets. Die audisieproses vir die rol, dit was lank en moeilik. En toe jy dit uiteindelik kry. Ek hoor die storie dat jy dit sommer eers vir 'n petroljoggie vertel het. Ek het by die Engine in Durbanville, ja. Hy het nie geweet waarvan ek praat nie. Maar ek het vir hom ook gesê jy sê vir niemand nie. Hy sou soos weet. ag, sy het vir my gesê hy sal kyk net kry net om dit te kyk. Ja. Maar ja, dit was 'n lang proses, maar soos wat ek maar hoor is dit gewoonlik by binneland. So hulle probeer sien wat se karakter gaan nou werklik by jou pas. So ek dink die 6ste audisie, ek het klomp mense se karakters audisie, maar dit is eintlik so snaaks. My beste vriendin sy skryf vir binneland. Sy is een van die storyliners en ek was siek. Ek was net een keer laas jaar siek en ek het in my bed gelê. En ek kry hierdie audisie. Maar nou is dit net vir 2 weke. En mense weet mos in Seepiland as jou gesig wys, jy gaan nie van die dood af opstaan nie. Jy kan dit nou net half 1 keer doen. Sy sê vir my, is dit audisie net? Jy het nou al soveel keer audisie. Doen dit nou maar net weer. Ek het opgestaan uit my bed uit 1 take gedoen. En ek kon nie verder staan nie, ek was so siek. En toe 2 dae later bel hulle my toe sê soos
het die rol gekry en jy kom op. En ek moet sê ek het my pa gebel en hy sê vir my, jy weet as jy opdaag, jy moet siek opdaag want hulle jou siek gecast. Ja, nee, dit was. En toe kom jy na die kassie toe en jy word net beter en beter en jy word nou deel van die binnelanders familie, maar ek wil jy moet met my praat oor die druk van om in 'n sepie te speel en daagliks op te daag, siek of nie siek nie. Ja, ek dink dit is nie altyd maklik nie. Jy skiet 7 tot 7, jy 9 tonele wat jy moet leer, en so 3-4 bladsye elk. Kom ek 7:30 by die huis, dan het ek nog 9 tonele om te leer. Moet jy 7 uur op stel wees en later ons skiet, as ek kan sê, locations af. So al die tonele in Mimies word geskiet, al die tonele en later merge al daai tonele in een en jy probeer dink wat se tonele is dit is baie maar jou liggaam leer hoe om dit te doen. Want dit is 'n spier wat jy oefen. En ek sê vir myself as dit stresvol raak, dan sê ek maar jy wou mos elke dag act. Nou het jy die geleentheid om dit te doen, so gryp dit aan, speel nou net. Want jy ken jou woorde, dit ontspan, want mens wil jy wil jou beste lewe. Jy wil jou beste lewe. En minstens, ten spyte van die hoë druk, werk jy saam met verskriklike lekker mense. Nee, so het ek gehoor. Ja. Nou, Izet, ons sê vir jou baie dankie dat jy vandag jou nie siek of siek, ek weet nie, ek kan nie agterkom nie, maar jy is wonderlik saam met ons kom deel het. Dit is baie lekker om jou hier in ons chaotiese ateljee te hê. Leon kry later ook 'n kuierbeurt met Izet, maar nou is dit eers die sake fokus. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Konstruksie en ontwikkeling staan aan die voorpunt van groei in ons ekonomie. So in vandag se sakefokus kyk ons na 'n verskeidenheid ondernemings wat in hierdie sektor handel dryf. Nou eerste aan die beurt is Smith Power Equipment, daarna gesels Dawie met Koert Coetzee van Wealth Masters Club. Smith Power Equipment verskaf al vir 55 jaar lank topgehalte handelsmerke aan Suid-Afrika en het pas 'n nuwe tak buite Stellenbosch geopen. Hi, my naam is David. Ek wil verwelkom julle na ons nuwe fasiliteit in Wes-Kaap en Klapmuts. Kom kyk vir ons, drink 'n bietjie koffie en kyk na ons wye reeks van produkte beskikbaar van ons af. Smith Power verskaf 'n wye reeks handelsmerke en toerusting met koste-effektiewe oplossings vir verskeie bedryfsektore, insluitend landbou, konstruksie en grasperk en grondversorging. Very excited to be here today for the opening of our new facility in Klapmuts, a true milestone in the history of Smith and a great enabler for our growth ambition in South Africa. Smith Power Equipment is die beheermaatskappy wat bekende produkte na Suid-Afrika bring. Produkte soos Kubota trekkers en bykomstighede, Deutz vaar trekkers en bykomstighede, Polaris en Linhai veldvoertuie, Evolution en Tara golfkarretjies, Trioliet voertuigtegnologie en Perfect vleuel grasnyers, roterende grasnyers en graderingmasjiene vir vrugte en groente. En dit is maar net 'n paar van hulle produkte. Smith Power verskaf tophandelsmerke aan beide die groothandel en kleinhandel. Smith Power toerusting onderskei hulle van ander mededingende produkte in die bedryf as toerusting wat hou. Dit volgens bankstatistiek. Deur die geskiedenis van die maatskappy is Smith Power trots daarop om topgehalte handelsmerkprodukte te versprei en hulle ervaring, kundigheid en kennis lei tot werklik innoverende oplossings. Smith Power Equipment. Met 55 jaar ondervinding en handelaars landwyd hoef jy nie verder te soek nie. Kontak hulle vandag nog by smithpower.co.za. Koert Coetzee is die stigter van Wealth Masters Club. Goeiemôre, baie welkom. Goeiemôre Dawie. Vertel ons van Koert Coetzee en wat is daai kernprobleem wat jy wil probeer oplos met die Wealth Masters Club? Ja, ek beskou myself as 'n welvaartafrigter. Soos hulle in Engels sê 'n coach, 'n wealth coach. Maar in elk geval wat ek doen is ek help mense, so al vir amper 30 jaar, so 29 jaar. 29 jaar gelede wat ek die klub gestig het. En ek help gewone Suid-Afrikaners om in eiendom te belê. Op 'n sekere manier. Jy weet ons noem dit 'n stelsel. So as hulle ouens die stelsel volg, dan kan ons hulle help om eiendomsbeleggers te word. Dit is om mense te help om hulle pensioen aan te vul eendag en so aan.
So wat is die grootste fout wat Suid-Afrikaners tipies maak om rykdom te bou? Ek dink die grootste fout wat ek nou deur al die jare agtergekom het is mense verstaan nie die verskil tussen die regte skuld en die verkeerde skuld nie. Jy weet hulle maak skuld om verbruikersgoedere te koop wat waarde verloor, soos karre byvoorbeeld, meubels en sulke goed. Dit is goed, ons het daai goed ook nodig, maar as jy die regte tipe skuld te weer gebruik wat anders is, dan kan jy huise koop daarmee. En dit is wat ek beskou as die regte skuld, 'n verband op 'n huis. So kapitaal vir kapitaal. Ons help mense om daai beginsel te verstaan en dan om dit toe te pas. Nou, hoe lyk 'n persoon wat nou jou plan volg? Hoe lyk sy finansiële toekoms en oor 5 en 10 jaar en so? Ja, jy weet dit is daar's nie 'n definitiewe tydlyn nie, want dit is hang af van wat elke persoon doen in die tyd in daai volgende paar jaar. Maar die gemiddelde situasie by ons is tussen 5 en 10 jaar kan 'n persoon finansiëel onafhanklik raak. Nie in die sin dat hy nou ryk gaan wees nie, maar hy kan 'n groot deel van sy salaris vervang nou al. Hy hoef nie meer bekommerd te wees nie. Hy het meer geld as wat hy kan uitgee, sal ek nou maar sê. En ja, dit is die riglyn omtrent. Wel, ek reken nou seker 'n soortgelyke tipe van stelsels in Suid-Afrika, mense wat hierdie stelsels voorstaan. So hoe verskil jou stelsel dan nou van sê nou maar ander stelsels? Ja. Nee, dit is so. Daar's 'n hele paar mense wat hierdie tipe van dinge doen en mense help. Wat ons ek dink wat baie belangrik is dat mense moet weet, of mense wil graag weet dat hulle werk met wettige stelsels en wettige persone en so. So ons stelsel is geregistreer, is ontwikkel deur regse leerders in Suid-Afrika saam met my en is geregistreer by die Pretoria Hooggeregshof op die 15 Augustus 1996. Dis waar alles begin het. En so ek dink dit is al klaar gee vir mense gemoedsrus om te weet dat dit 'n wettige geregistreerde stelsel is wat ek met hulle bespreek. So dit is wel, soos ons weet, in die finansiële omgewing waar ons onsself vandag bevind, is dinge maar redelik onseker, jy weet. En seker met enige proses om rykdom te bou, moet mense seker so gou as moontlik begin. Ja, nee, dit is waar. En dit is juist omdat dis so reg wat jy sê, die ekonomiese probleme deesdae. Baie mense dink nou, okay, dan moet ek nie nou kansse vat nie. Nee, ons moet nie kansse vat nie. Jy moet seker wees wat jy doen. En die goed is wat ek vir hulle leer is nie kansse vat nie. Dit is 'n definitiewe goed. Eiendom is die ding. Ja, eiendom is nie kansse vat nie. Maar dit is juist as mense vra, wanneer moet ons begin? As dit juist nou, moenie wag tot die ekonomie eers herstel nie. Dis nou die beste tyd om in eiendom te lê omdat die ekonomie nie so goed doen nie. Nou is dit nog so 'n bietjie goedkoper. As jy 5 jaar wag, gaan dit baie duurder wees. So ek neem aan die struktuur is 'n tipe van eienaarskap in 'n maatskappy wat sê nou maar eiendom besit. Nee, ons help mense om direk te koop met hulle eie trust. Ons rig vir hulle geregistreerde trust op. Oor die verskillende strukture. Gespesialiseerde trust en hulle koop in die trust. Dan het hulle die beskerming met die trust vir hulle bied en belastingvoordele en sulke goed, ja. Gert Coetzee, stigter van Wealth Masters Club, baie dankie dat jy vanoggend by ons. Dis 'n plesier. Dankie daarin. Ons kyk nou na nog 2 sakebedrywighede in die konstruksie en ontwikkeling, Lou Quartz en Outeniquas Bosch, en daarna gesels Leon met die mense vandag. Lou Family Residential Builders is in 1995 deur Johan Lou gestig en het sedertdien 'n leier in residensiële ontwikkeling geword. Na jare se ondervinding het hulle besluit om hulle eie graniet en kwarts aanleg vir hulle ontwikkelings te begin. Lou Granite and Quartz, asook Lou Quartz, want alles by hulle draai om die Lou familienaam. Goeiemôre, my naam is Johan Lou. Ek is die stigter en eienaar van Lou Quartz op Eisefontein. My dogter Jolandi, my suster Karen en ander suster Lally is ons kantoorpersoneel. Haar man Guwie is ons werkswinkelbestuurder, my broer Morney is ons terreinbestuurder en Renier is ons verteenwoordiger op die pad. Lou Quartz is 'n familiebesigheid met familiewaardes. Ons bestaande hoëprofiel kliënte kan daarvan getuig. Ons teikenmark is hoofsaaklik groot ontwikkelings, maar ons diens ook graag die privaat sektor. Die besigheid bestaan uit 2 afdelings, naamlik vervaardiging en installasie en die verkoop van Kianga Quartz blaaie aan ander vervaardigers. Hul gesoute vakmanne vervaardig, poleer en installeer graniet en is wyd en suid bekend vir hulle goue hande. Die werkswinkel is toegerus met die heel nuutste Gange CNC masjien vir vervaardiging en polering. Maatplate word gedoen met die nuutste digitale ProLiner masjien ingevoer uit Nederland. Hulle het tans plus minus 400 jumbo slabs in 15 ontwerpe in voorraad. Teen Desember is die nuwe pakhuis klaar gebou en dan sal hulle tot 4000 blaaie in voorraad dra in 25 verskillende ontwerpe. Aflewerings word oor die hele gebied gedoen. Lou Quartz en Kianga se installasiepryse is ongelooflik en dra boonop 'n 15 jaar waarborg. Die rede vir die mededingende pryse is dat hulle kwarts in Zimbabwe vervaardig word en nie uit China verskeep word nie.
Hulle verkoop ook hoë kwaliteit polishing pads aan fabrikante teen ongelooflike lae pryse. Diens en kwaliteit is hulle grondbeginsels en hulle stel nuwe standaarde in gehalte vir die konstruksie en binnenshuise markte. By Outeniquas Bosch Wildlife Village buite Hartenbos kry eienaars net 'n topbelegging deur in die gewilde Suid-Afrikaanse tuinroete te belê nie, maar hulle koop ook in by 'n volwaardige wildplaas, totaal opgebou met plaveipaaie, water en elektrisiteitsvoorsiening en ander infrastruktuur. Hier is 35 km se stap- en fietsrypaadjies, 10 verskillende spesies wildbokke en die plaas is reeds wildwerend omheind. Die mees unieke aspek van Outeniquas Bosch is egter dat die ontwikkelaars slegs 25% van die totale oppervlak vir wonings gaan gebruik en 75% bly onaangeraak. Dit gaan altyd net so bly om te dien as veilige habitat vir die wild. 'n Werkende, volwaardige wildplaas met huise daarop, maar steeds met die geografiese voordeel dat dit net 3 km vanuit Hartenbos middedorp is met sy winkels, mediese en skoolgeriewe. Outeniquas Bosch Wildlife Village, 'n werklike wildplaas met buiteleefstyl ervaring met hengel, fietsry, perdry, stap en draf. Kom, lewe in oorvloed. Dit lyk ongelooflik. Pieter Dreyer van Sail en van Wyk, dames, goeiemôre menere, dis lekker om julle te hê. Pieter, kom ek begin by jou. Jy is die ontwikkelaar van Outeniquas Bosch. Gee vir ons net so 'n vinnige oorsig van die visie van Outeniquas Bosch en deel sommer 'n bietjie oor die opwindende nuwe verwikkelinge wat daar in julle kontry gebeur. Baie dankie. Ja, die oorspronklike visie kom eintlik van my ouers af, wat jare terug ingestem het dat ons die tyd mag ontwikkel of die plaas mag ontwikkel, maar hulle wou gehad het dat die belegger moet nog steeds 'n plaasgevoel kry as hy daar woon. So die idee was om die tyd te ontwikkel, maar nie die wildplaasgevoel te verloor nie. So ons het nog steeds die wye oop ruimtes, 75% van die plaas bly groen met die wildsbokke wat tussen die huise is, maar dan bring ons nou hierdie leeksiede in. Soos King's College wat ons nou gebou het vroeër verjaar oopgemaak het, was 'n groot game changer in die estate. Mense kan nou gerus lewe in 'n luukse estate met die wete dat hulle kinders kan in 'n veilige omgewing skool toe stap, fietsry en dan 'n nuwe opgewondenheid wat nou 'n groot storie is die Moelman groep wat besig is om die Garden Route Mall te bou. Dis net 1,5 km van ons hek af wat oopmaak. So dit bring alles hierdie opgewondenheid in die Hartenbos Noord omgewing en dit is regtig vir ons lekker om hier te wees en vir julle te kom vertel van al die dinge. Van Wyk nou, waarom het jy praat nou van King's College? Waarom is 'n skool daar begin en waarom in Engels? Ja, weet jy, dis 'n interessante een daai met die semigrasie van so baie mense na die tuinroete. Soos jy gesê het, jy sou graag daar wou aansluit. Het daar behoefte aan skole ontstaan. Nou Mosselbaai is geseën met baie goeie skole, maar die behoefte het so groot geraak in spesifiek Engels. En ja, ons het die area gehad, dis gesoneer gewees vir 'n skool en die antwoord was dis vir die hand liggend gewees en ons het toe die skool begin. Wat maak die skool uniek? Ja, dis baie spesiaal. Weet jy, ons ontwikkelaars of ons stigters het 'n droom gehad om iets baie spesiaal vir die kinders te skep. Moderne fasiliteit, omring deur 'n unieke omgewing waar leer kan plaasvind. Nou wat Pieter genoem het, op die estate, nou is die skool op die estate met die wild reg rondom. So ons het die luksheid om die natuur in te bring in die leerproses. Ja. Maar dit hou nie daarop nie. 'n Groot deel van ons visie wat Pieter ook genoem het, is om 'n veilige plek te skep. Nie net fisies nie, maar ook emosioneel en geestelik. So ou wil hê jou kinders moet gewortel kan wees, in 'n omgewing kan groot word sonder te veel druk. Maar ons moedig hulle dan aan in die leerproses om krities te wees, om analities te dink, maar om ook braaf te wees in die leerproses. Moenie bang wees vir foute nie. En so probeer ons dan probleemoplossers grootmaak wat kan aanpas in hierdie unieke wêreld wat so voortdurend verander. Om dit reg te kry, natuurlik het jy 'n spesiale span personeel nodig. So ons stel regtig goeie mense aan wat deel in hierdie visie wat ons het. Ons het 'n bietjie uitbreiding die jaar, baie opgewonde daaroor. So volgende jaar begin ons by graad RRR, gaan op tot by graad 9 en dan 2029 sal ons eerste matriek sê wat dan die IEB eksamen gaan skryf en ons kyk met groot opgewondenheid en groot geloof uit daarna. Wonderlik en ek dit klink vir my na 'n wonderlike beleggingsgeleentheid. Ons tyd is ongelukkig op, meneer, maar baie dankie dat julle vanoggend by ons 'n draai kom maak het. Pieter Dreyer van Sail en van Wyk, dames van Outeniquas Bosch, voorwaar lyk dit na 'n wonderlike beleggingsgeleentheid en 'n baie mooi plek natuurlik. Volgende aan die beurt is B&E International en B1 Holdings en daarna David met die gebruikelike ekonomiese sake. B&E International is een van Suid-Afrika se voorste verskaffers van geïntegreerde vergruisings, mynbou en mineraalverwerkingsoplossings.
Hulle werk reg oor Afrika en lewer volronde oplossings vir vergrysing en sifting, steenkool en ertsverwerking, grootmaat mynbou, boor en skiet, mineraalverwerking en ingenieurswese. Gevorderde ingenieurswese, moderne mobiele aanlegvlote en interne vervaardigingsvermoë word gekombineer om werkverrigting gedrewe oplossings van myn tot finale produk te lewer. Hulle ontwerp, bou en onderhou ook pasgemaakte breek- en mineraalverwerkingsaanlegte. Hier by B&E lewer ons volhoubare dienste in van Afrika se mees veeleisendste omgewings. En sodoende bied ons produksiesekerheid aan ons kliënte. Ons kontrakteer die prestasie uit. Ons ontwerp en vervaardig dit. Ons mense, stelsels en interne kapasiteit verseker dat ons volhoubare resultate lewer, waar dit die belangrikste is: betyds, op teiken en veilig. B&E International, kontak hulle vandag nog. B1 is 'n bekende naam in Centurion en hulle verhuur akkommodasie, sanitasie en bergingsfasiliteite sedert 1988 dwars oor die land. Hulle bied ook aan enige iemand met 'n behoefte aan spasie 'n oplossing. Selfs eenhede vir speelkamers, klaskamers of sekuriteitsvereistes. As jy iets veilig wil bære, sal B1 jou help. Alhoewel B1 fokus op verhuuring, is hulle ook 'n groot rolspeler in die omskepping van rou vraghouers en enige behoefte wat die kliënt mag hê. Aan die funksiekant van B1 fokus hulle op die verhuuring van eenhede wat nommerpas is vir daai buitelug geleenthede wat bietjie meer finesse en panache benodig. B1 is passievol oor hulle kliënte en die produkte wat aangebied word. Die personeel by B1 is ware ambassadeurs en sommige werk al 30 jaar hier. B1, kwaliteitprodukte, vriendelike diens en eerlike besigheid. Of jy net 1 of 50 eenhede bestel, kontak hulle gerus. Ekonomiese sake word met trots geborg deur Waldewee Evergreen, Suid-Afrika se veiligste aftreeoord. Geniet jou volgende hoofstuk met volkomme gemoedsrus in die Kaapse wynlande. Wel, 'n groot storie natuurlik afgelope week, die mediumtermyn begrotingsrede deur die minister van Finansies, die sogenaamde mini-begroting, wat absoluut niks te doen het met 'n mini-begroting of 'n begroting nie. Dis net 'n gewone geleentheid vir die minister van Finansies om terugvoer te gee oor wat met die staat se finansies aan die gang is. En nie kortliks wat aan die gebeur is. Een belangrike syfer, die minister verwag nou laer ekonomiese groei, so wat 1.2%. Ek dink wel, die feit dat dit afwaarts aangepas is, dis glad nie 'n verrassing nie. Ek dink 1.2% is so iets wat aan die hoë kant. So dis die een. Die tweede een, die staat se inkomste doen heelwat beter as wat hulle aanvanklik gedink het, en dis natuurlik as gevolg van 'n baie aggressiewe SARS. So die inkomstediens is baie aggressief besig om soveel bloed uit die klip uit te tap as wat hulle moontlik kan, en hulle kry meer geld in ten spyte van 'n swakker ekonomiese groei. So dit gee mense 'n aanduiding van hoe aggressief SARS inderdaad is. Die staat se uitgawes lyk vir my is redelik in lyn met die oorspronklike begrotingsraming. As ek die hele ou spulletjie bymekaar sit, so ons het 'n kleiner ekonomie, maar die fiskale tekort is ook ietwat kleiner en die skuldvlakke lyk dit vir my is besig om te stabiliseer. Kortliks, as mens kyk na wat in die staat se finansies aan gebeur is, dan lyk dit vir my dat die ergste oor is en die staat se finansies met so 'n bietjie geluk kan so verskoon tog, kan so binne 'n jaar of 2 begin stabiliseer en dan kan die staat se skuldvlakke inderdaad begin daal. En die kanse is selfs baie goed laat ons selfs 'n opgradering kan sien. Natuurlik die groot aankondiging wat my betref is die minister van Finansies se amptelike aankondiging dat inflasie mikpunte verlaag is na 3% toe, en dis nadat daar verskriklik baie druk op hom was, natuurlik om inflasie mikpunte verder te verlaag van 3 tot 6 na 3% toe, en hy het uiteindelik bes gegee en het die inflasie mikpunte verlaag na 3%. Maar hier is die interessante ding. Onthou nou, as die inflasie mikpunte verlaag, dan is daar druk op hom ook om minder geld uit te gee, en as druk op die plaaslike owerhede om ook hulle verhogings in toom te hou, en natuurlik op instellings soos byvoorbeeld Eskom en dies meer. En hierso is wat ek aan julle aanbeveel om te doen. Moenie enige prysverhogings bokant 3% aanvaar nie. Sit druk waar jy ook al koop. Laat maak seker dat die mense nie hulle pryse meer as 3% verhoog nie. Maar dit beteken ook dat as die goeder wat jy verkoop, wat jou arbeid insluit, kan jy slegs aandring op 'n verhoging bokant 3% as dit werklik waar beter kwaliteit is byvoorbeeld. So inflasie mikpunte 3%, uitstekende en wonderlike ding. Hierna is dit ek en James Kent met die nuusake van die week.
James Kemp, ons nuuspersoon van die week. Goeiemôre weer 'n keer. Baie welkom. Daar wees lekker, dankie. Ek het nog luister na die mediumtermyn begrotingsrede. Ek het nou 'n paar tegniese goeters na gekyk, maar wat vir my interessant is, ek graag wil hoor wat jy dink, is dat ons het nou hierdie sirkus gesien in die begroting in die begin van die jaar. Eers by die derde poging het dit nou deurgekom. Hierdie keer was die oppositiepartye baie stiller geweest. Daar was nou nie 'n lawaai geweest. Dis nie 'n begroting nie, ek weet. Maar dit lyk tog vir my asof daar agter die skerms het hulle mekaar polities besig is om te vind. Klink dit my. Ten minste wat die begroting betref. Ten minste dan wat instemming betref vir die begroting, is heeltemal reg. Die eerste ronde, maar dit was nou die begrotingsrede self, was daar groot onstuimigheid agter die skerms en moes dit verskeie kere uitgestel word. So ek vinnig iets net daar kan byvoeg. Die minister van Finansies wat die dag na die mediumtermyn begrotingsrede 'n geleentheid toegespreek het waar hy onder meer 'n pleidooi aan die privaat sektor gerig het en gesê het, man, moenie so vashou aan julle geld nie, belê 'n bietjie en word deel van die ekonomiese groei, maar ek dink daar's tog 'n paar voorwaardes wat mense aan die minister moet stel voor dit gedoen kan word. Wel, dan moet mense daarom ook om 'n lansie te breek vir die privaat sektor sê, kyk wat het die markte gedoen. Kyk hoe die kapitaalmark positief daarop gereageer, kyk hoe die rand positief reageer, kyk hoe die aandelebeurse, so die privaat sektor is inderdaad besig om positief te reageer. Geen net vir ons bietjie meer goeie nuus. Maar hoe dit ook al sy, so dis nou die G20 of is dit 19 of is dit 18 of hoeveel is dit? Dawie, dalk iets so vinnig, die G20 beraad is nou 'n internasionale groepering wat in die rigting werk van ekonomiese en finansiële samewerking, maar reeds nou in aanloop tot Suid-Afrika se gasheerskap wat oor 'n paar dae plaasvind, het ons gesien dat die VSA onttrek. Het kort daarna het ons gesien dat die president van Argentinië onttrek, die president van Mexiko, die president van China wat ook in daardie voetspore gevolg het. Ek moet nou wel sê China wat sê dat hulle steeds die premier gaan stuur, maar ons sien dat 'n groot aantal gesaghebbende lande se staatshoofde besig is om van die geleentheid te onttrek. Dis nog steeds 'n groot geleentheid vir Suid-Afrika. Dis baie jammer dat die groot koppe nie is nie. Hulle stuur nou die tweede in bevel hiernatoe in die meeste van die gevalle, maar dis regtig jammer dat die VSA se geval wat nie eers die tweede in bevel gestuur word. Kom hy nie? Ja, Jerry Vance wat ook nie meer die geleentheid gaan bywoon nie. Die VSA wat geen afgevaardigde meer na die geleentheid gaan stuur. Dit is soos hulle sê 'n gatslag. Dit is werklik baie jammer, maar ten minste as daar een of twee van die ander kleiner lande wat nog hier is. Dis 'n geleentheid vir ons om Suid-Afrika so 'n bietjie tentoon te stel. Dit is 'n geleentheid, maar ek moet sê daar's ander ouens wat ook die geleentheid sien om so 'n bietjie in die kollig te kom en ek verwys nou net eerstens hierso na die banier van die Solidariteit Vakbond, daai banier wat eers verwyder is en ek sien daar was toe 'n tweede ene elektroniese banier, die ene is afgesit en 'n derde ene wat nou al opgerig is. Die banier wat verwyder is deur die Johannesburgse Metro Raad, die banier wat sê dat welkom in die mees rasgereguleerde land in die wêreld. Dit is die bewoording nou in Engels van die banier so in die omgewing van Nasrek wat dit opgerig is en ja, die banier wat dan nou verwyder is en regsaake wat gaan volg. Sê net vir my, ek is nou onseker, het hulle toestemming, het hulle die regsproses gevolg of het hulle nie? Wie is reg hierso? As ons kyk na die hofstukke wat Solidariteit uitgereik het, dan sien ons dat daar 4 respondente is, die Johannesburgse Metro, die Johannesburgse Metropolisie, die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, en dan ook daarmee saam die advertensieagentskap wat daarmee getaak was. En die advertensieagentskap het aangedui dat hulle nie die saak gaan opponeer nie. Hulle moet dan nou geroep word in die saak om ook dan die omstandighede te skets, so dit lyk of hulle die regte roete gevolg het, ten minste dan deur 'n advertensieagentskap in te kontrakteer. James Kemp, lekker om met jou te gesels, altyd iets nuuts om oor te gesels. Nou terug na die sake fokus en Saline gesels met Johan Worth van Momentum Consult. My name is Caleb Swanepoel. I'm a survivor, athlete, and professional speaker. People often ask me how I get up in the morning and face the challenges of the day. My experience of surviving a great white shark attack when I was 19 is still teaching me acceptance and gratitude to be alive. That's why I embrace each day and its possibilities. I know it's a miracle that I'm still here. The attack was horrific, but it didn't take away from who I am or what I value. It's become part of who I am.
I have used it to enable me, rather than disable me, and it's part of my self-worth. I value the road I have traveled. I value each day I've been given and my future. I value my family and myself. I value my abilities as a fintech specialist, parasurfing champion, and swimmer. I value my integrity, the joy that each new day brings, and the tenacity with which I endure. We all face challenges, and I know I'm just a human being who also deals with fear of the unknown and uncertainty. But I know what I'm capable of, and my potential has no limits. I know that there's a science to success, and I'm evolving with my story. I'm building my self-worth and that of my son every day. I'm doing that for my net wealth too. I invest in myself and the future me because I know I can be worth so much more. Ek gesels met Johan Werd van Momentum Consult, hy is finansiële adviseur en hy gesels vandag met ons oor gefokusde spaarstrategieë. Johan, baie welkom in die ateljee. Nou, baie mense sê hoë risiko beleggings en belastingkuiwergate, dis die pad na finansiële sukses. Wat sê jy? Ja, Charlene, dankie. Ek dink dis belangrik eerstens om te besef dat skuiwergate en maklike maniere tot welvaartskepping is daar nie. Jy weet, daar's baie fantasie en baie woorde daar buite. En ek dink eerstens as individu is dit belangrik om vir jouself finansiële sukses te definieer en wat jy in jou finansiële posisie wil bereik. So ek dink ek fokus meer op 'n gefokusde strategie, saam met konstante bydraes en 'n konstante strategie en 'n finansiële beplan vir enige kliënt en enige belegger waarmee ons werk. So Momentum het ook 'n kampanje wat hulle noem die Science of Success, en daai wat hulle bedoel is maar net dat finansiële sukses word gevolg deur fokus. So hoe meer 'n ou fokus en hoe meer 'n ou fokus op 'n finansiële beplan, hoe meer finansiëel suksesvol kan jy wees. Nou, dis altyd die woord wat na vore kom, finansiële veerkragtigheid. Nou, hoe definieer julle by Momentum dit? Ja, ek dink dit is ook belangrik om 'n plan te hê en 'n vooruitskatting te hê en vooruit te beplan. So ek dink eerstens 'n belangrike ding is om die vermoë te hê om vooruit te kan beplan. So baie mense, vooruitbeplanning is nie 'n maand of 2 of 6 maande nie, dit gaan meer om vir dekades vooruit te beplan. En saam met die vooruitbeplanning gaan dit dan ook oor wat ek nou genoem het, is die konstante bydraes wat 'n ou lewer tot daai plan, en dan ook om die dissipline te handhaaf tot daai plan. So as ons na die term kyk, dan kyk hy ook na welvaart van mense, en 'n mens besef dat enige iemand wat finansiëel suksesvol is, het 'n plan en hulle die vermoë om te hou by die plan. Nou, so kom ons vergelyk gou twee dinge met mekaar. Aftreeannuïteite en belastingvrye spaarrekeninge. En aan albei is daar voordele. Aftreeannuïteite word 'n bietjie gekritiseer want dit is beperkend, dit dwing jou half om gedissiplineerd te spaar, nee. Ja. Maar as ek nou hier sit en ek moet een kies, wat kies ek en hoe kies ek? Charlene, ek dink nie dis een of die ander nie. Ou moet eerstens gaan bepaal wat's my doel. So met enige geld, ek dink ook as jy na finansiële sukses gaan kyk, is dit belangrik om nie net te spaar vir die beginsel van spaar nie. Ou moet 'n plan hê en hoekom belê ek en hoekom spaar ek. So as ons eerstens kyk na aftreeannuïteite, aftreeannuïteite het 'n spesifieke doel. So as ek my aftreefondse tot die maksimum wil groei, dan gaan ek seker maak my maksimum bydraes gaan tot 'n aftreeannuïteit. So aftreeannuïteit het sy sekere belastingvoordele in terme van belastingaftrekkings. Enige individu kan tot 27.5% beperk tot 27.5% van sy belasbare inkomste of vergoeding aftrek, beperk tot R350.000. En dan jou ander voordeel daarin is ook dat jou groei in hierdie aftreeannuïteit is belastingvry. Net gou vinnig die belastingvrye spaarrekeninge, die voordele daar? Die voordele daarvan, so anders as 'n aftreeannuïteit waar my bydraes aftrekbaar is my groei belastingvry in 'n belastingvrye spaarplan. So as ek elke maand geld belê oor tyd oor die volgende paar jaar, is enige groei in my onttrekking ook wat ek daar uitmaak is belastingvry. Johan Werd, baie dankie dat jy vanoggend kom gesels het, en as mense vra het, weet ek kan hulle julle altyd kontak. Ons kyk nou na Curve Gear en daarna praat Leon met een van ons projekbestuurders oor die opkomende sakefokus.
Hulle skryf nie liedjies oor mans soos hierdie nie. Geen verhoog, geen kollig. Net die gewig van die wêreld en die wil om dit te dra. Hy klok nie in vir lof nie. Hy daag op vir hulle. Voor die geraas, na die stof. Hy werk vir meer as net homself, vir bure, vriende, vir 'n gemeenskap wat op mekaar steun, vir die wat op hom reken. Die hande wat regmaak wat ander nie durf aanraak nie, en die stewels wat in die storm instap. Hy kry nie die opsie om op te gee nie. Hy hoef nie te skree nie. Hy lei deur sy dade. Dis nie net wat hy doen nie. Dis wie hy is. Curved gear, werkklere vir die lewe. Een naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Hulle rits behoorlik die land vol ons projekbestuurders en hier is nog een van die besige projekbestuurders, Erik Venter, goeiemôre. Môre Leon. Vertel 'n bietjie vir ons, waar gaan jy nou volgende weer? Jy weet Leon, ons doen die rondritswerk sodat jy mooi daarna kan kyk. Jy weet, dit is verskriklike moeilike werk, maar ons doen dit nou maar omdat ons moet. Ja. My volgende sakefokus is die oostelike Hoëveld en die Plateaurand. Daar gaan ek spesifiek kyk na dorpe soos Witbank en Middelburg, Belfast en soms daar af onder na Leidenburg toe ook. Jy weet, dit is maar ons mynbou hartland. Absoluut. Waar die steenkool vandaan kom om 'n plek warm te maak en al daai mooi plekke. Maar natuurlik baie ondersteuningsbedrywe wat daarmee saamgaan. En ons vir al daai ondersteuningsbedrywe verskriklike goeie blootstelling kry op ontbytsake. So ek wil hulle uitnooi om so 'n bietjie met my te kom gesels. En ek is seker hulle gaan dit sommer terstond doen. Dankie dat jy 'n draai gemaak het, Erik. So as jy besigheid het in daai area, kontak vir Erik vir wonderlike blootstelling net hier op ontbytsake. Nou eers terug na Corlie. Nou jy kan eintlik nou net die ribbetjies so bedien as 'n heerlike snack. Dan kan jy net sprinkel net so klein bietjie vir garnering, so bietjie tzatziki sous oor, maar ek gaan 'n hele maaltyd vir hierdie resep maak. Nou, ek gaan nou vir jou sê soms wat ek dit wil bedien, maar ek wil net gou ietsie vir jou wys. So aangesien dit nou ribbetjies is, het hy mos daai ekstra bietjie vet. So ek het hom uit die oond uitgehaal. So jy kan nou net so lepel indruk en dan skep jy net so al daai vet net so klein bietjie af. En dan kan jy dit so lekker roer gee en dan kan hy nog so 5 minute terug in die oond gaan dat hy net lekker aan die ander kant ook dan goudbruin bak. Nou ek bedien die dis of die ribbetjies saam met kapokaartappels, sampioene en groenbone. Nou daar's geen kuns in kapokaartappels nie, so maak dit sommer net volgens jou eie resep wat jy ken. Nou hier staan myne klaar gereed en dan vir groenerigheid het ek groente op die bord wat ek gebruik en dan eintlik het ek net nou het ek my goed verkeerd omgesê. Ek het die rooi eie hierso, ek het sampioene wat ek reeds klaar gebraai het en dan het ek die groen boontjies wat ek nou net hierso in die pan gaan gooi en eintlik kan jy net 'n klein bietjie botter en sout en peper dan naby sit en dis maar net vir ekstra kleur het ek dan nou daai rooi eie in die pan asook die sampioene wat ek nou klaar reeds gebraai het en dan die groen boontjies binne-in. Nou hulle het letterlik van die hitte van die pan net nodig om dan steeds kraakvars te bly. So al wat ek gedoen het, ek het dit nou bygevoeg en nou kan jy dit net so lekker deurroer en daai 2-3 minute wat hy in die pan is, gaan hy perfek die regte tekstuur wees. Nou as ek terug is my vleis gereed uit die oond uit en dan is dit tyd vir opdiening. Nou Leon kuier hierna saam met Izet Lignout ons gas vandag. Dis my beurt om 'n bietjie met Izet te gesels, Suster Petru. Ja. Hier is ons. Hier is ons nou. So wat jy vir jouself te sê. Jy is ook betrokke by ADKV tienertoneel en chokker toneel.
Hoe dit gebeur? Wel, ek dink toe ek nou besluit dat hierdie is die bedryf waarna ek wil gaan, het ek altyd geweet ek gaan iewers 'n drama juffrou wees. Ek het nie gedink dit gaan so vinnig gebeur nie. Maar ja, ek weet nie. Ek dink ATKV het vir my so baie beteken toe ek op hoërskool was. Ons het toe nog die chokker gehad nie. Dis vir die laerskool. Het jy dit toe bygebring, die chokker? Nee, hulle het dit gebring, maar ons het nooit die geleentheid gehad om dit te doen nie, maar met die tienertoneel meant a lot to me en ek wou net deel wees en iets beteken vir die kinders. Ja, maar dit gee 'n uitstekende platform. Ek bedoel hier's jy en jy's ook deur daai. Hoe werk dit dan? Skryf jy van die stukke? Doen jy die regie? Hoe werk dit? Partykeer het jy die geleentheid of ek het geskryf van hulle en die regie gedoen, anders het ek net geskryf. En dan is daar iemand anders wat oorneem hierdie regiewerk. Nou jy kan nou maar eerlik wees. Is dit vir jou lekker om met die kinders te werk? Luister, dit is elke keer, dit is hoërskoolkinders. Dit is vir my lekker. It is. Ek voel die drama departement, as hulle so bymekaar kom, is 'n een plek waar almal kan wees wie hulle actually is. Ja. Ek was nou onlangs by Hoërskool DF Malan waar ek ook die regie gedoen het en ek meen jy het die hoofseun en jy het die rugby speler en jy het hierdie en hulle almal kom bymekaar en hulle het net die beste tyd want almal is kreatiewe mense. They can just be en hulle word aanvaar daar. Ja. So om 'n spasie te skep waar mense aanvaar word, ek meen. Ja. Voel jy daar moet nog sulke platforms wees veral vir maar kinders ook en kinders en hoërskoolkinders. Voel jy daar's nog 'n tekort daaraan. Het dit vir jou baie beteken in jou loopbaan selfs dan nou so 'n tipe platform? Ja, ek meen dit is 'n plek waar jy mense ontmoet wat soos jy is. So jy voel, soos ek sê, jy kan net wees. Ja. Daar's nooit genoeg sulke tipe plekke of sulke tipe geleenthede nie. So dis hoekom ek so opgewonde is oor die chokker toneel want nou kan jy dit al van kleins af doen vir die mense wat wil, die mense soos ek. Ek sou dit geloof het. Ja, om nog sulke goedjies te. So is dit dan nou vir jou lekkerder om met die hoërskoolleerders of die kleintjies te werk? Is dit maar? Dit is heeltemal anders. Ja. Dit is heeltemal anders. Dit is 'n ander tipe stories wat jy vertel. Dis 'n ander tipe invloed wat jy op die kind se lewe kan hê. Baie van die kleintjies doen dit om te leer om voor mense te praat en om confidence te kry en die groot kinders doen dit because they actually love it. Ja. So dis verskillende benaderinge. Dink jy dat jy moet 'n gebore akteur wees om te kan dit doen voor 'n skerm of is dit 'n vaardigheid wat jy kan aanleer en kweek van kleins af? Ek dink jy word daarmee gebore. Maar jy kan definitief ook dit kweek en daaraan werk en net beter raak daarin. Daar is mense wat net 'n natural knack het daarvoor en daar's ander wat dit is 'n groot liefde van hulle, 'n groot belangstelling and they put in the work en dit die vrugte wys. So ek dink al twee. Ja. Dit is baie lekker met jou te gesels. Ek los jou in die bekwame hande van die heer Dawie Rood. Dankie. Jy lyk op jou senuwees. Nee, hy's eintlik ek so stres. Vreeslik oulik. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Ons gesels met Dr. Judy Pretorius. Dit is bietjie vir my lekker om met jou te gesels vandag. Baie lekker. Ons gaan iets lekkers doen ook vandag. Is dit wat ek sien jy het goedjies hier. Judy, en nou wat presies is dit en wat het jy gesê wat is Hilaronsuur. Hilaronsuur. Ja. Wat is hier aan die gang? Nou, partykeer het mense 'n bietjie meganiese hulp nodig om jonk te bly. Of jy weet jou 'n bietjie uit te help as jy dalk 'n laat aantjie of so gehad het. Ja. Of nou is dit eksamentyd en mense wil nie onnodig sit met bietjie pofferige oë en moe oë of jy dalk net 'n funksie waarna jy moet gaan en jy wil hê jou vel moet goed lyk. Ja. So hierdie is eintlik sulke silikoonbevattende
oogklappies of Ja. plooiklappies. Plooiklappies. As jy mooi, jy sit dit so mooi onder jou oë. Mooi op die plooi. Dan trek dit jou vel baie mooi styf. Okay. Nou van die voordele is natuurlik dit hou die vog binne, so Ja. geen vog kan ontsnap nie en dit densifiseer die vel, so daai diepte van die plooi kom al vlakker en vlakker en natuurlik oor dit ook silikoon bevat en dit is baie sag op die vel Ja. en dit help dat die vog wat bietjie versamel in die oogkas bietjie vinniger dreineer. So dis regtig goeie verjonging en wat goed is, jy kan dit oor en oor gebruik. So gee dit net af met 'n nat lappie. Jy kan dit vir 'n geleentheid gebruik teen veroudering natuurlik of soos jy weet ek gesê het 'n laat aantjie. Ag, nie dat ek nou dit ooit het nie, maar kan ek dit net vandag probeer dalk? Sal jy dit vir my kan toedien of opsit? Absoluut. Dat ek Kom nou ons net wys vir sien- almal hoe word Nee, dit maar ek moet nou maar die brilletjie afhaal hierso. En dan gaan jy my nou beplak hier. Dis gaan jou beplak. Met 'n plooi. Sy 'n Dit voel plooiklappie. onmiddellik vir ontplooiing. Plooiklappie nommer 1. Ek kan julle nou nie meer sien nie, maar verder is dit fantasties. Ja, plak jy dit net onder die oog. Net so onder die oog. Daarso in waar ons hom nou plak, densifiseer die vog gaan uitloop, plooitjies densifiseer en jy lyk net jonger. Dit voel aardig vir my. Maar gaan 'n komkommer nie ook werk nie, Judy, of is hierdie Nee, beter? ons is nou by moderne wetenskap. So ons vat nou al daai wonderlike bestanddele en ons impregneer dit in 'n produk soos Dit is soos hierdie. En dit maak 'n groot verskil. Maar hoe lank moet dit nou opbly? En kan ek dit is dit 'n produk wat jy weer kan hergebruik? Ja, jy kan dit oor en oor gebruik. Gewoonlik kan mense dit ten minste vir 'n uur. Ja. Probeer vir 'n minimum 'n uur, maar eintlik as jy swat, nou is dit eksamentyd, dan hou jy dit op en dan swat jy. As jy baie voor 'n rekenaar werk, sit jy dit op. Jy kan selfs daarmee bestuur. Dink dit as die polisie jou aftrek. Sjoe, ja, ek weet nie so lekker van daai een nie. Ek dink hulle gaan jou laat gaan. Hulle gaan verseker. So dit werk omdat omdat daar nou in hierdie binne-in is daar nog goedjies. Aan daai teenveroudering bestanddele, die hyaluronsuur en natuurlik ook die belangrikste silikoon, want dit is goed vir wondgenesing en versagting van die vel. So definitief 'n meganiese teenverouderingsmeganisme. Maar daar het julle dit. Ek gaan nou wel my bril moet opsit want ek kan nou werklik nie sien nie. Ek weet nie hoe belaglik ek nou lyk nie, maar ek voel goed. Jy lyk pragtig. Baie dankie en dankie dat jy draai kom maak dit volgende weer. Bly net waar jy is want ek vertel julle nou van die groot prys wat Dr. Judy weggee. Dis tyd vir wensake en ons gee weer 'n lekker groot prys van Biomedical Emporium weg natuurlik en dit sluit in 'n gratis konsultasie sowel as die Biomedical anti-gravitasiepak wat bestaan uit hierdie oulike oogplakkers en nog 4 produkte wat jou vel beskerm ter waarde van R5,200. Om in te skryf, gaan na Ontbytsake se webblad en klik op Wenwensake. Daar sal julle al die besonderhede kry en maklik kan inskryf. Doen dit sommer nou dadelik. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram en YouTube. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Leon lyk soos 'n superheld. Hy kan maak wat hy wil, hy gaan nooit soos 'n superheld lyk nie. Ekskuus julle. Tyd vir kibersake en ek moet sê Ontbytsake sosiale media blaaie is 'n lekkere kuierplek van meestal vriendelike mense. Verlede week was dit ons huldeblyk-program aan Annika en Rolien Kog Pretoria het laat weet. Dit was ongelooflik, ek stem saam. Baie dankie aan die hele Ontbytsake span asook haar man wat deel gevorm het van 'n baie spesiale afskeidsprogram. Inderdaad. Vandag wil ek julle ook herinner aan ons webblad vir die van julle wat nie op sosiale media is nie. As julle op kontak ons klik, is daar 'n funksie waar julle vir ons boodskappe ook kan stuur. Doen dit ook. Ons het juis hierdie week 'n baie mooi boodskap van Gerard van Liekerk ontvang. Hy skryf: "Ek sit nou en kyk na Ontbytsake program en ek dink by myself dat ek dit geniet en ek wonder hoekom." Ja, ek wonder ook hoekom. Is baie maklik. Eerstens sê hy omdat dit deur mooi mense aangebied word. Baie dankie. Het julle gesien dat ek Leon nou net mooi mense. Leon het baie mooi gemaak. Almal innerlik mooi, dis inderdaad so. Almal opreg, dis inderdaad so. Almal aangenaam en spontaan, dis inderdaad so. En geen verskillende agendas
En dit is Ook inderdaad so. so. Tweedens, omdat die programinhoud relevant en interessant is en derdens is dat die aanbieding, stelering en sovoorts professioneel is. Baie dankie Gerard. Ons bou graag voort op alles wat jy genoem het. Terug na die sake fokus. Valdevie Evergreen, geleë binne Suid-Afrika se nommer 1 landgoed in die Parel-Franshoekvallei, is die veiligste aftreeoord ter wêreld. Hier ervaar jy volkome gemoedsrus en 'n leefstyl soos min. Die aftreeoord vir individue 65 jaar en ouer bied 24 uur gesondheidsorgbystand, asook 'n toegewyde ambulansdiens op die perseel. Stylvolle 2 en 3 slaapkamer losstaande huise is beskikbaar vanaf 5,4 miljoen rand. Sowel as 1 en 2 slaapkamer luxury suites vanaf 2,1 miljoen rand. Huuropsies vir die luxury suites is ook beskikbaar teen so min as R16,000 per maand. As inwoner geniet jy toegang tot die 4000 vierkante meter Valdevie Evergreen Lifestyle Centre, die grootste leefstylsentrum van sy soort in Suid-Afrika, plus onbeperkte toegang tot al die wêreldklas geriewe van Valdevie Estate. Besoek valdevieevergreen.co.za en kom wees deel van ons dinamiese gemeenskap van meer as 550 inwoners. Van die pragtige Valdevie Evergreen wat omring word deur wingerde, kyk ons volgende na Dry Ice International se produkte spesifiek vir die wynbedryf en herinner julle weer aan Erik Venter se volgende sake fokus. Daarna is dit kultuursake en Charlene gesels met Niels Klaasen en Pierre Breitenbach oor die nuwe pantomime by die Afriforum Theater. In die hart van die Kaapse wynlande word droë ys en wynbou geïntegreer om elke fase van die tydlose kuns van wynmaak te bewaar en te verbeter. Dis ter wille van hierdie delikate vennootskap dat Dry Ice for Wine Farming bestaan. Deur die temperatuur van die druiwe te verlaag, speel droë ys 'n wesenlike rol in die voorkoming van voortydige fermentasie, die vermindering van oksidasie in die druiwepers en die verlenging van koue weking tydens fermentasie. Alles om die essensie van aroma, kleur, tekstuur, smaak en gehalte te behou. Droë ys word ook tydens die finale fases van die wynmaakproses gebruik vir suurstofontrekking in die bewaartanks en gehaltebeheer by die proelokaal. Dry Ice for Wine Farming, waar 'n kombinasie van bewaring en passie die volmaakte glas wyn na jou tafel bring. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen hy sake fokus in Mpumalanga dorpe, Witbank, Middelburg, Belfast en Leidenburg. Hy nooi dus alle sakemense van daai omgewing om hom te skakel en deel te neem. Dit word op 7 Februarie 2026 uitgesaai. Die onderhoud het nog nie eens begin en ek lag al klaar. Niels Klaasen en Pierre Breitenbach is hier om oor die nuwe pantomime te gesels. Die Wolf, 'n prins, skoonma, ek weet nou nie wie's wie nie. Jy is Wolf. Ek is die Wolf. Yes, Okay. yes. Jy is die skoonma. Nee, ek is ouma. Ek is ouma. Maar hy's ook prins. Ek is ook die prins. Ja, hy speel baie rolle. Niels, van alles wat 'n mens kan skryf vir teater, hoekom gaan kies jy 'n pantomime? Ek dink want dit vat 'n klomp van my liefdes baie netjies saam. Musiek, 'n sprookieverhaal wat alle mense ken, sprokiesverhale in ons show. En baie komedie. En sit dit als in 'n baie lekker pakkie bymekaar wat vir die hele gehoor regtig net lekker fun sal wees. So die kinders lag vir hulle grappies en vir die klere en die danse. En die ouers lag vir die kinders. Ja, en vir die ouers se grappies. Ja, die ouers se grappies is lekker versteek. Ja, so die kinders weet nie altyd hoekom hulle ouers lag nie, maar. Pierre, wanneer laas was jy op 'n teaterverhoog en nou dat jy daar is, waar kry jy tyd tussen al die 120 000 goed wat jy doen vir repetisies? Wel, ek doen niks tussen 12 uur die aand en 3 uur die môre nie, so daar's tyd. Lank terug, ek was lank terug en ook toevallig in 'n pantomime gewees, seker amper 'n dekade gelede. Wow. Ja. Nou, Niels, gewoonlik die pantomimes wat ek nou al gesien het, die verhoog is vol mense. Daar's net 'n paar kies op julle verhoog, daar's 4. Dis jy, dit is wie nog? Dis Eloise Klaasen en Marley van der Merwe en dan Pierre. Ja. Net die 4 van julle. Nou, hoe maak julle?
Wel, skizofrenie. Ja, skizofrenie, ja. Ja, baie koffie. En mens kry in die eerste plek vriende wat jy vertrou en wat baie ondervinding het in die bedryf, wat kan sing, dans en toneel speel en sommer net natuurlik snaaks is. Jy kry mense wat daarvan hou om op die verhoog te wees en 'n klomp verskillende karakters te speel. En ek dink dis die cool ding van ons en wat beter is as 'n klomp mense op 'n verhoog. Ja. Ons kry elkeen die geleentheid om 'n hele paar baie interessante karakters te speel en dis wat dit goud maak. Nou u meneer vertolk 4 rolle. Praat gou vir ons deur hulle. Wie is al die mense in jou kop? Een van die 3 varkies, maar in ons konteks is dit vlakvarkies. Sy naam is Worsie. Maar hy is die slim vlakvarkie. Hy is die ene wat byvoorbeeld 'n ingenieursgraad by UCT gekry het. Yes. Hy is nie met die regte huisie, die baksteen huisie. En dan natuurlik ouma. Baie lekker ouma. En dan speel ek natuurlik Prins. Ja. Ek is die Prins. En dan se ek ook goue lokkies. Hoe is dit? Wat Hansie slim in die bos. Moet nie daarvan vertel. Moet die hele plot weggee. Yes. So daar's baie karakters. Wanneer, waar, hoe, sê gou vinnig. So, dis by die Afriforum Theater van die 20ste tot die 23ste November. Ek moet eintlik hard sell in die kamera aan. 20ste 23ste November. Dis baie lekker goedkoop kaartjies, maar as jy meer as 20 mense is, kry jy 20% afslag. So kom kyk ons in Die Wolf, die Prins en sy skoonma by die Afriforum Theater. Daar het julle dit julle. Ek het nie weer 'n werk nie. Corlie maak nou die kos klaar. Weersake met Annika de Beer word weekliks op Ontbytsake se webtuisblad gelaai, sodat enigeen kan gaan kyk wat dit moontlik misgeloop het. Besoek ontbytsake.co.za. Nou hierdie resep is beslis ook een vir jou reseparsenaal, eenvoudig maar heerlike hartskos. Nou vir garnering gebruik ek net wiggies van suurlemoen en dan gesnyde dadels vir 'n tikkie soet. Nou ek begin eers met 'n eetlepel tzatziki sous onder of so plat aan die kant gesmeer, net vir 'n bietjie balans van die ryk vetterige smaak en dan dit proe heerlik saam met die vleis en balanseer dit maar net uit. Dan 'n skep van die kapokaartappels. Nou volgende kan jy van hierdie groen boontjies, nou jy kan hom eintlik maar opskep soos jy wil. Hierdie was nou maar net my manier vandag. So ek sit van hierdie sampioene dan net so op die bord en dan die groen boontjies sommer so bo op. Sien julle hoe werk ek altyd met my hande. Hierdie vat bietjie sukkel. En dan nou volgende gaan ons sommer so maak. Weet nie, ek hoop jy kan nou hier sien. Bo op die tzatziki sit ek net so 2 of 3 van die ribbetjies en dan natuurlik, hierso is my dadels en dit kan jy nou net so 1 of 2 stukkies so bo op sit. 'n stukkie groen. Nou sit dit vas van die dadels en die stukkie suurlemoenwiggie. Nou kyk nou net hoe mooi lyk hierdie kosprentjie. Gaan probeer gerus die resep en laat weet my wat jy daarvan dink. Dit is beskikbaar op die webblad en onthou, die 25 jaar glanstydskrif is ook daar om gratis af te laai of jy kan hom natuurlik bestel. Nou ons kyk nou daarna, dan gesels Dawie met Izet. Vier 25 jaar van Ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis Ontbytsake aanlyn tydskrif. My beurt om met Izet te gesels. Hulle het nou met jou gesels, my kollegas nou, oor al jou loopbaan en sulke goeters en so aan. Maar ek wil heel eers met jou begin gesels hier te vra, wat is die grootste vis wat jy al gevang het? Dit was 'n dorado. Wat het hy geweeg? Dolfynvis. 'n Dolfyn. Dit is nie 'n dolfyn nie. Nee, dit is 'n dolphinvis. Ja, dit is 'n dorado, ja. Pragtige mooi ding. Hoe kan jy so 'n mooi ding doodmaak? Ek weet nie, ons het hom teruggegooi. Ek dink hy het 15 kg geweeg. 15 kg. Ek dink so. Ek kan nie onthou nie. Ek was graad 10. Is dit hoe het jy hom met wat het jy hom gevang?
Met ons het aas aangesit. Jo, dit was in Oman. In Oman? Oor daar nie wat in die Rooi See? Nee. Wat is dit, die Persiese Golf? Dit is in Dubai, daai kant toe. Dis Persiese Golf. Okay, daar's hy. Daai ene. Daar. En behalwe dit, wat het jy nog al gevang? Ons vang tiervis. Waar? In die Zambezi, in die Caprivi strook daarso. Ek het al 'n paar grootes gevang en hulle is aggressief. Is dit? Hulle spring mos en hulle het lang tande. Hulle het lang tande. Maar dis sport. Ja, dis baie lekker. Vang jy met 'n lepel rekening? Ja, of spinners of ons trol, rapalas. Verskillende goed op verskillende plekke. Wel, daar het jy dit nou. Wys jy nou maar net. Nou ja, ek meen jy's net goed met al dat skryf en TV en flieks en sulke goeie. As jy nou besig is met 'n toneelstuk byvoorbeeld of 'n fliek of 'n ding. Het jy iemand in gedagte vir wie jy die rolle skryf? Weet jy wie jy in die rolle gaan plaas? Jo, mens het partykeer 'n reference in jou kop van iemand. As jy iemand baie goed ken, en jy skryf, dan kan mens ook vir hulle skryf. Maar ek het nie gewoonlik nie, ek het nie regtig nie, jy skryf nou maar. So ek het gedink dat julle werk so, wat weet ek nou? Maar julle werk so, jy het hierdie persoon in gedagte, en dan vat jy hierdie persoon en skryf jy hom soort van in 'n rol in. Of is dit andersom? Jy het 'n rol en gesoek 'n persoon om daarbey in te pas. Dit hang af wat die storie is en dit hang af dit hang af oor availability. Nou partykeer is iemand nie beskikbaar nie en jy moet skiet. So jy kan nie, as jy weet iemand gaan definitief dit kan doen. Nou is dit die dag van die audisie. Nou staan almal wil mos nou hierdie rol speel wat jy nou geskryf het oor die. Hoe verduidelik vir my hoe werk jy met die audisieproses? Okay, so mense het natuurlik 'n karakterbeskrywing. Jy as skrywer het absoluut in jou kop hoe hierdie persoon moet lyk en wat sy eienskappe hulle het en dan kom die mense nou in een vir een en jy het iemand wat inlees teenoor hulle of jy lees self in en dan ek weet nie partykeer loop daar iemand in en jy dink net hierdie is presies wat ek in my kop gehad het. Is dit so? Ander kere is dit nie noodwendig wat jy in jou kop gehad het nie, maar daar's 'n eienskap wat hulle na die karakter toe bring wat jy net weet. So jou idee van wat jy wil doen in die fliek of die toneelstuk so kan verander op die dag van die audisie? Ja, definitief. En jy het nou al 'n fliek op jou kerfstok, nie waar nie? Ja. En dit is? Meisiekind. Vertel my van dit. Ag, Meisiekind is, as mense vir my vra waaroor die fliek gaan, dan sê ek dit is 'n romantiese komedie, 'n romantic comedy, sonder romantiese liefde. Dit gaan oor twee vriendinne. Dit gaan oor vroumense en wat hulle vir mekaar kan beteken en wat vriendskap mekaar kan beteken en die liefde tussen vriendinne, as ek dit so kan stel. So ja, dit was, ek het nie gedink daai fliek ek gaan die geleentheid kry om hom te doen nie. Ek het hom gepitch 3:00 die oggend terwyl ek besig was om te huil. En toe hulle my bel en sê, jy het hom gekry, toe vra ek vir hulle wat sê een waaroor, want ek het 'n paar gepitch. So huil jy gewoonlik 3:00 in die oggend? Natuurlik, ja. Is dit so 'n soort van 'n program? Dis al op kan kom met idees. Vertel my van 'n paar spesiale oomblikke in jou fliek. In die fliek? Ja, wanneer was dit? Dit was net 3 jaar terug. Dis nie so lank terug, jy's kort terug man. Ja, jy's nog bloedjong. Ek is op binneland, ons werk op korttermyn geheue. Okay. Natuurlik. Ja, ek weet nie, daar was laat ek nou. Jy gaan nou 'n oomblik moet gee want die hele fliek was vir my spesiaal geweest. Ek sê wat, ons gaan vinnig 'n breek vat. Ons dink daaroor nog gaan verder kan. Ek gaan weer 'n keer begin met die visvraag. Okay. Ons breek gou weg na ons vliegborg Fly Safair en dan gesels ek en Izet verder. Dankie. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Die hele fliek was een groot hoogtepunt. Dit sou mense dit antwoord. Dankie. Ek help jou maar net uit met daai ding. Luister, ek weet wat weet ek nou van drama en sulke goeders af. Ek meen, ek het hier per ongeluk gekom en dis omdat ek so goedkoop is. Dit is ook die brandbyts af. Verstaan. So, maar as mens nou kyk in die verskillende genres, dis 'n moeilike woord daai vir my. Mens spel dit nie eintlik so nie, maar dis hoe mense dit uitspreek. Jy het goed gedoen. Drama en sê net maar komedie of aksie en sulke goed. Verkies jy een van hulle? Ek
is 'n komedie gal. Ek hou van komedie. Dit is vir my, ek weet nie, dit is vir my baie spesiaal. Hoe werk jy met komedie? Want komedie, ek sit altyd en wonder, hoekom is dit so? Ek het jy weet nou nie wie dit is, Bob Newhart. Okay, jy is nie verstaan. Verskoon my. Okay, jy sê nou nie weet nie. Maar ek kyk vanoggend of gisteraand toevallig na so iemand wat vir my 'n klip gestuur het van, né? En ek meen hy's net so droog. Ek meen hy's net so, maar dit is so verskriklik snaaks. Ja. Wat is daai dingetjie wat komedie snaaks maak? Wat is daai knoppie? Dit is mos nou baie subjektief. Vir elke persoon is iets anders snaaks. Party mense, ek hou van 'n droë sin vir humor. So ek stuur vir my die klip aan asseblief. Ek sal dit graag wil kyk. Maar dit hang af van persoon tot persoon. Ek probeer maar net maak en skryf wat vir my snaaks is en dan hoop ek iemand anders vind aanklank daarmee. Want jy kan nie dit altyd voorspel nie. Maar mense kan nie gaan sit en skryf en snaakse goed skryf nie. Snaakse goeders is nie iets wat jy skryf nie. Snaakse goeders is goeders wat gebeur. Jy kan nie iets snaaks uit. Jy kan nie vir my sê vertel my gou 'n grappie nie en 'n snaaks nie. Wie vertel vir jou grappies? Natuurlik kan mens. Ek kan nie net vir sê vertel 'n snaakse grappie nie. Ja, nee, ek weet. So hoe maar mens kan mos 'n snaakse situasie opdink. Ja. Wat nou vir jou snaaks sal wees of iets wat gebeur het, wat mens net op 'n manier kan oorvertel. Sê my, het jy ook party in jou dagboek het jy tyd wat jy lag? Ek meen jy het nou 'n huiltyd? Ja, 3 uur die oggend. Ja. Het jy lagtyd? Okay. As jy nou hierdie snaakse storie vir jou geskryf het, né? En jy lees dit nou deur, weet jy dit gaan snaaks wees vir die mense? Weet jy hierdie een gaan werk? Ja, partykeer vat jy 'n kans met 'n sekere iets wat gaan gebeur. Maar soos ek sê, dit hang ook af. Hulle sê altyd 'n fliek word 3 keer geskryf. Die eerste keer word hy geskryf wanneer die skrywer dit skryf. Die tweede keer word hy geskryf as die regisseur die papier in die hande kry. En die derde keer is wanneer die redigeerder, die editor sit. Want dis dalk 3 verskillende mense en elke keer is dit 'n ander interpretasie. So as ons dit vat na toneelstukke toe op die planke, as ek die toneelstuk wat ek geskryf het ook kan direct, dan weet ek hoe dit in my brein, ek weet hoe die beats werk, ek weet wanneer wat ook al moet doen. So dan weet ek dit gaan, maar iemand anders vind nou weer 'n ander beat snaaks. So as hulle die registreer is, dan gaan dit anders lyk as wat dit aanvanklik gelyk het. En die interaksie met die gehoor, hoe belangrik is dit vir jou? Vir die akteurs is dit belangrik want jy feed van hulle af. Partykeer, party gehore is makliker as ander, maar en wat se planne vorentoe? In lewe? Ja. Ons sal maar sien. Ek dink natuurlik gaan ek myself in hierdie bedryf bevind. Ek wil baie graag skryf, direct, self speel. Daar's soveel stories wat ek wil vertel. So ons sal maar sien. Ek is nou by Binneland en ek leer ongelooflik baie en ek gaan vir 'n rukkie daar wees as hulle my toelaat. Maar wie weet wat die toekoms inhou. So jy leer nou baie by Binneland. Wat is daai tipe van goed wat 'n mens daar leer? Stamina, determinasie, geduld. Ek het nou net geluister, weet jy gesê Charlene het jy vertel van hoe jy of Leon het jy vertel dat jy 'n klomp goeders wat jy moet memoriseer en leer. Ja. Hoe is dit moontlik om dit te doen? En jou brein leer maar hoe om dit te doen. Ek sê mos dis korttermyn geheue. Jy pas aan om dit te kan doen. En later dinge gebeur so vinnig dat jy elke keer jou cues moet hit. Jy moet hier staan op hierdie woord, en jy leer so baie want as jy enige plek anders kom, het jy meer tyd en dan voel dit vir jou al soos 'n breeze as ek dit kan stel. Ons werk baie hard, maar ek sal dit vir niks verruil nie. Ek onthou toe ek die rol gekry het, het soveel mense vir my gesê op CP is wanneer jy jou spier oefen. Dit is waar jy jou kraft onder die werk. Maar dis ook die glamorous deel voor die kameras en nie agter die kameras nie. Is dit nie so nie? Is die vir die glamorous deel voor die kameras is. Ja, dis wat die publiek sien. Dis die glamorous, dis die ding wat die publiek sien. Ja. Dit is nie die harde werk nie. Nee, maar as jy lief is vir jou werk, dan dink ek agter die skerms is. Ons moet seker maak dat jou maagie dan vol. Ek kan nie wag nie, ek is baie honger. Maar voor dit gaan eers iets anders gebeur. Laat ek net
Laat ek net iets anders sê en dit is ons het 'n paar ons wat voor die kamera staan met die werklike harde werk. Die werklike mense wat werklik werk. Ek sien hulle nou hier staan agter die kameras en natuurlik die mense wat al die goeders vir ons skryf en alles bymekaar. Hulle is die werklike heroes. So ons kyk nou die heroes. Ons kyk nou na Wilmarie Senekal se optrede van haar trefferliedjie Paaie by die Lottoland Ontbytsake Onderneming van die jaar toekennings. En daarna is dit tyd om te sê Kobai en te proe. By ons kom kuier het hierso, dit was baie lekker. Ja. Nee, dit is net ons plesier en ons stuur vir jou nie Leon weg nie. Hierdie geskenk ook genigtig so gedoor die waar. Van Nederburg 2 pryswenne Veritas wennende wyne en 'n ontbytsake 25 jaar tydskrif en ons het hom vir jou geteken ook. Dis baie. Is dit nie vir 'n bietjie verwaand maar Ja, ek gaan dit raam. Raam hom. Bedkassie. Ek gaan. Ek wil daai oë van jou kyk. Ja, met my goedjies. Lyk ek beter? Jy lyk baie beter. Baie dankie. Jy lyk baie jonger. Maar daar's heel wat kan verbeter. Ek lig al julle oë op my hou. Volgende week is ek nie hier nie. Corlie sal maar die manne alleen met beheer bysterkte. Want daar gaan lekker gekuier word saam met die talentvolle kunstenaar en TV-aanbieder Jack de Priest. En Corlie, hierdie is fantasties. Heerlik. Baie jou. Ek eet baie lekker. Kom eens maar met die hand nou. Heerlik. Bedoel, ons gaan nou nie hier nou kom. Moet ek my vletjie bring volgende week? Bring alles. Mooi musiek maak. Bring jou persoonlikheid ook. Bring jou persoonlikheid, bring jou hart. En ek gaan baie mooi lyk. Na my. Ek gaan jou vreeslik mis. Hy optres. Ek gaan groot. Maar gaan jy net met hom sit? Kan ek met hom sit, jy weet. Hy en sy oë. Baie.